Goeiemôre gemeente, baie welkom by die erediens. Dis my voorreg om vanoggend vir Prof Malan Nel voor te stel. Hy's 'n bekende by ons gemeente en hy help ons uit vanoggend. Baie dankie, baie welkom Prof, ons luister graag. Dankie Frina vir jou instaan ook. Soos julle besef is ons sonder krag weer vandag, maar ons het gelukkig 'n backup met so ons het daarom die skyfies en ons gaan die klavier gebruik vandag. Maar daar sal koffie wees ook na die diens. So julle is baie welkom. Ek weet nie van julle het waarskynlik waargeneem, ons het ons vennootskap met ons koffie vennoot het afgeskop hierdie week. So as julle vandag of deur die week hulle wil ondersteun, is julle welkom. Ons het gister daar gestop en dis heerlike koffie en 'n lekker atmosfeer. So doen dit gerus. Ek wil julle net herinner, volgende Sondag is ons herinneringssondag. Altyd 'n spesiale Sondag om ons geliefdes en die kennisse wat ons van weet, wat in die laaste afgelope jaar afgesterf het, te herdenk. Daar's ook 'n lys van verjaarsdae wat genoem word in die gemeentebrief, wat ook omgestuur was by deur e-pos. So ons dink aan die persone en dit lyk asof Betsy ook goed aansterk na haar voetoperasie die afgelope week. So baie dankie Prof, ons luister graag. Baie dankie broers en susters, dis my voorreg, ek het vir Martin gevra om vir ons die kers op te steek. Dankie Martin. Ek kon het al dikwels van die kansel af sê, maar ek sê dit graag weer, niks in my lewe is vir my vanselfsprekend nie, en om vanmôre julle erediens te lei is beslis nie vir my vanselfsprekend nie. Dis nie my erediens nie, dis ons sinne, dis net my voorreg om hom te mag begelei. Mag die Here ons ryklik seën. Ek het gewonder hoeveel mense nou vannag na 12 eers gaan slaap het. Gelukkig daarom met 'n ligte hart in die bed kon klim. Ek het maar vroeër afgesit, want ek het gedog, as ons dalk verloor, weet ek nie wat my gemoedstemming vanmôre gaan wees nie. So ek is baie bly dat ons 'n vreugdevolle Sondag mag belewe, ook wat die Springbokke aanbetref. Ek gebruik vanmôre as fotum hierdie baie bekende woorde, en u weet dit as gemeente, die amen behoort aan julle. Ek het gisterand die versoeking weerstaan om daai woordjie amen te verander na dit is so, maar dit is wat dit beteken. So as jy amen sou sê na die fotum, dan sê jy gewoon, dit is ook my belydenis. Dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Gemeente, ons wat dit bely, ek groet u in die naam van hierdie God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gaan 'n loflied sing wat ek nou met opset gekies het, omdat een van die strofes van die lied gaan oor die koninkryk. En u weet dit nou dat ons so aan die einde is van die Christelike kerkjaar se koninkrykstyd. Net na Pinkster, net die Sondag net na Pinkster begin koninkrykstyd en dit eindig by die eerste Advent en ons is amper daar. My preek vanmôre gaan dan ook oor 'n spesifieke moment karakter van die koninkryk. Kom ons sing hierdie pragtige lied hartlik saam. Thank
Gemeente, die skriflesing vanmôre kom uit Lukas hoofstuk 7, vers 18 tot 23 en dan lees ek ook die eerste 3 verse van hoofstuk 8. Voordat ek dit saam met u lees, kom ons buig ons hoofde in gebed en wanneer ek klaar gebid het, sing ons saam hierdie pragtige lied sittende. Hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie Sondagmôre bymekaar mag wees. Vir al die kinders rondom hierdie aardbol in die verskillende tydzones heerlik. Hoofstuk 8, 1-3. Kort daarna het Jesus deur die een stad en die dorp na die ander gereis om te preek en die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Die 12 het saam met hom gereis en ook 'n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees is, naamlik Maria, wat bekend was as Magdalena, uit wie 7 demone uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Chusa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander wat uit hulle eie bronne vir Jesus en die 12 gesorg het. Broers en susters, die teks vanmôre is hierdie hele skrifgedeelte, maar ek lees veral die vraag wat 2 keer in ons teks na vore kom. Is u die een wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag? Is u die een wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag? Die teks hou my nou al meer as 'n jaar lank besig. Soveel so, dat ek dit verlede jaar gewaag het om 'n radiodiens daaroor op te neem. En 'n paar keer nou in die buiteland waar ek met studieverlof was, in 'n paar Engelssprekende gemeentes die teks gepak het. Maar die teks kry nie met my klaar nie en ek hou nie op met wonder oor die betekenis van die teks in 'n tyd soos hierdie. Wat my die afgelope tyd weer opnuut laat oortuig het en dit laat besluit het onder andere om dit vanmôre weer te probeer, is die advertensie van die nuwe Superman film, waar iemand wat die film bekendstel, die dame wat in die film 'n rol speel, sê Superman is eintlik die beeld van hierdie magtige een, en dan gebruik sy hierdie woorde wat letterlik in die skrif instaan, wat onder ons kom woon het. Wat onder ons kom woon het. Nou dis adventtaal. En die vraag wat my besig hou is, wat dink ons van hierdie Jesus? Is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? En wêreldgebeure maak dit mos nou nie makliker nie. Dit wil dan net nie eind kry in Gaza nie. En laasnag nog weer sterf mense in die Oekraïne. En niemand van ons het eers 'n idee van hoeveel meer as 150.000 reeds in Sudan gesterf het nie. Het ons nie tog maar van Jesus is bepaalde Superman verwagting nie? Waarom doen hy nie iets waar hy geroep word nie? Waar mense in die verskriklikste lewensnood roep om hulp. Die teks help my 'n bietjie. Ek hoop vanmôre vir jou. Onthou nou wie die Johannes die Doper is. Dis eintlik 'n geweldige gelaaide moment. Die man wat sy lewe gegee het om aan te kondig, hy kom. Ek is nie eers werd om sy skoene los of vas te maak nie. Hy kom. En op hierdie oomblik sit hierdie aankondiger van die Messias in 'n tronk by Herodes, op grond van die feit dat hy Herodes aangespreek het oor sy sedelike lewe, die vrou van sy broer gevat. Wat gaan hier aan? Hy het dan in Lukas 3 al gesê, die Messias sal kom en hy sal die dorsvloer skoonmaak. Hy sal die graan bymekaar bring en hy sal die kaf met 'n onuitblusselike vuur verbrand. Hoor jy hom nog sê, die byl lê al teen die stam van die boom. Die afkaptyd het gekom. Die regmaaktyd het gekom. Maar ek sit in die tronk
Mens verstaan sy twyfel, nee. Is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Dan word in die Grieks die woorde gebruik, die een wat sou kom, wat ook in die Openbaring boek 'n rol speel, en wat Wyle Adriaanus sy proefskrif oor geskryf het, die ho ergomenos, die komende een, wat absoluut Messias taal was vir die Ou Testamentiese gelowige. Die komende een. Is u daai ene? Of moet ons 'n ander een verwag? Nou Lukas en Matteus skryf min of meer dieselfde tyd, nie presies dieselfde tyd nie, maar hulle gebruik twee verskillende woorde vir hierdie ander een. Heteron en allon. Lukas wat nou nie 'n Jood van agtergrond is in dieselfde manier wat Matteus dit is nie, die gebruik 'n woord wat sê moet ons iemand soos u, maar net 'n ander een verwag. Terwyl Matteus in sy worsteling die woord in Johannes se mond sit, moet ons iemand totaal anders verwag. Wat op 'n ander manier kom na ons toe. Hy roep dan twee disippels, stuur hulle na Jesus en sê, gaan vra, is u? Of moet ons 'n ander een verwag? Toe hulle by Jesus kom, vertaal die 1983 vertaling wat 'n bietjie meer 'n soort van spreektaal gebruik. Toe hulle by hom kom, het hulle hom juis besig gevind met dit waarmee jy altyd vir Jesus besig vind. Mense heel maak. Siekes gesond maak. Dowes laat hoor. Lammes laat loop. Hy het pas volgens die vorige perikopie die seun van die weduwee van Nain opgewek. Gaan sê vir Johannes wat julle sien en hoor. 'n baie uitdruklike verpakking in die Lukas Evangelie. Wat julle sien en hoor. Matteus ruil dit om. Wat julle hoor en sien. Maar in Lukas se karakter van die evangelie het jy verskriklik min om te hoor as jy dit nie sien nie. Wat jy sien word makliker om te hoor. En dan sê Jesus, en hy haal aan uit Jesaja 26, Jesaja 29, Jesaja 35 en uit Jesaja 61. Daar's net een sinnetjie in die Lukas Evangelie wat nie in daai Ou Testamentiese tekste staan nie, naamlik melaatses word gereinig. Want melaatses is 'n soort van 'n kultuuronreinheid. En Jesaja kon dit nog nie lekker oor sy hart kry om te sê. Want die kultuur praat so hard dat jy mos nou maar maklik kultuurtaal praat en nie koninkrykstaal nie. En dis die radikale van ons teks. Jesus is net nie 'n kultuur-Messias nie. Wat vir Herodes uit die weg uitruim, wat die Romeinse soldate en vir Pilatus uit die land uitsit nie. Dit is die verwagting. En toe gebeur dit nie. Maar gaan sê vir hom wat julle sien en wat julle hoor. Die beloftes van die Ou Testament gaan in my in vervulling. Dit het hy ook al in Lukas 4 gesê, toe hy uit Jesaja uitgelees het daai dag in die sinagoge, en hy lees Jesaja 61. Vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. Dit is ek. Maar om die ek wat ek is, hoor jy so ietsie van Eksodus 3 vers 14? Wat moet ek vir die Farao sê? Wie het my gestuur? Sê net vir hom, ek is. Het jou gestuur. As jy my wil sien vir wie ek is, dan moet jy anders kyk na my. Die Engels het mos 'n uitdrukking wat my nogal help. Perception yields behavior.
yields destiny. Hoe jy kyk, bepaal hoe jy jou gaan gedra, bepaal watter doel jy gaan najag. Johannes, kyk anders na my. Moenie in my 'n Superman soek nie, of 'n Spider-Man. Maar kyk na my as die een wat siekes gesond maak, wat blindes laat sien. Broers en susters, hoeveel van u kyk vanmôre na my deur 'n bril? Wat dowes laat hoor? Hoeveel van u hoor my goed, omdat u gehelp is? Wat verlamdes laat loop, al is dit ook iemand wat vanmôre uit die erediens bykom woon het in 'n rolstoel. Wat aan armes die evangelie verkondig. En hier moet jy my so 'n oombliekie verdra, omdat dit waarskynlik die kruks van die Messias aankondiging in die Lukas evangelie is. Dit staan in Jesaja, maar daar staan dit eerste, hier staan dit laaste. Hy wil hê ons moet dit laaste hoor, sien en weet. Aan armes. Hulle kan, ekskuus tog, moes ek dit gesê het? O, die ander wat nog hier sit, as jy wil loop, is jy nou welkom. Maar dit geld nou net vir die kinders, hoor, as jy wil loop, maar dit is nie nou welkom nie. Maar as daar van die kinders is wat wil gaan, dankie dat jy vir my dit onderbreek om dit te sê, baie dankie daarvoor, dankie. Ek het daai stukkie van die reëling vergeet, hoor. Dankie mevrou, baie dankie. Ek kom terug na aan die armes word die evangelie verkondig, die goeie nuus verkondig. Nou ons dink ons nou maar aan armes, aan die mense by wie ons vandag nog weer verby sal ry, wat iewers by 'n verkeerslig staan en ons weet hulle is arm. Maar die begrip hier is 'n bietjie anderster. Saam met die melaatses wat soort van kultureel onrein is en uit die samelewing uit is, want jy raak nie aan hulle nie, 'n velsiekte, is hierdie mense dieselfde armes waarvan Jesus in die bergpredikasie sê, salig is hulle wat arm is, want aan hulle behoort die koninkryk. En die woord wat daar gebruik word en wat weer hier gebruik word, is die mense wat deur die samelewing van daai tyd, ook die kerklike samelewing, nooit raak gesien is nie. Die Afrikaanse vertaling het weer teruggegaan na die arm van gees in Matteus 5 vers 3. Maar kan jy die 83 vertaling onthou? Salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Dis die mense wat nie raak gesien word nie. Jesus spreek eintlik die skrikwekkende klasseverskil van sy samelewing aan. Priesters en fariseërs het hulle ook nie raak gesien nie. Jy mag by hulle verbyloop. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan is 'n ietsie hiervan. Jy mag by hulle verbyloop. Gaan sê tog wat jy sien en hoor. Die mense wat nooit raak gesien is nie, word deur my raak gesien. En ons weet mos nou van daai mense in ons samelewing. Haai broers en susters, ek wil hulle amper nie begin noem nie, want ek is te bang, ek vergeet van daai vergete mense. Maar dink nou maar aan 'n kerk wat op die oomblik, as het ware, in die beskuldigde bank staan, die NG Kerk, omdat ons die LGBTQI+ net nie raak gesien het nie. Gaan sê vir die mense in julle samelewing wat nie gesien word nie, God sien jou. Dis Jesus. Is hy die een wat sou kom
Of moet ons 'n ander een verwag? As jy 'n Superman verwag, as jy een of ander diktator verwag wat skoonmaak wat voor hom is, nee, dan is ek nie. Maar as jy my wil sien as die een wat is wie ek is. Die Johannes Evangelie help so 'n klein bietjie. Wanneer Johannes 8 op 'n dag hierdie gesprek tussen Jesus en die Fariseërs en die skrifgeleerdes so inklee. Wanneer hulle vir hom sê, u kan tog nie wees wie u sê u is nie. En dan sê Jesus iewers in Johannes 8, wanneer julle my opgelig het, die tipiese beeld in die Ou Testament vir die kruis. Wanneer julle my verhef het, dan sal julle weet, ek is wie ek is. Dis hierdie Jesus. Ek moet my eie Jesus verwagting gereeld laat hersien. Want daar is daar in 'n mens se lewe wat jy net, as dit ware ook wil gryp na mag. Here, doen dit nou. Maak die pad skoon, verbrand die kaf. En telkens weer loop jy jou vas in die Jesus van die skrifte. Dis broers en susters, hoe weet ons nou hy is wie hy is? Wanneer mense heel word. Dis wat hier gebeur, wanneer mense heel word. En dis hoekom ek in 8 vers 1 tot 3 gelees het, dit jy gou luister. Hy gaan verder van elke dorp en stad en hy verkondig die evangelie van die koninkryk soos hy dit bring. En hy maak van hierdie heel geworde mense soekers van die koninkryk. Kan jy nou dink dat as jou naam nou geskrywe word in hierdie klomp mense wat saam met Jesus die koninkryk bring en soek, en jy word in jou korwiet aangehaal, dat Maria, haar naam is ook Magdalena, uit wie jy 7 duiwels uitgedryf het, sy is ook by, sy soek die koninkryk. Ons korwiet is gewoonlik skoon van ons heel word geleenthede. Die meeste van ons korwiets vertel net van ons suksesse. Maar asseblief, kom ons onthou vanmôre in 'n gemeente soos hierdie waar mense so verskil maak in die samelewing. Kom ons onthou dat ons is daar, 'n dokter wat help heel maak, dis die koms van die koninkryk. My kleinkind was donderdag 8 uur in 'n operasie om kanker te verwyder. En dit gaan met haar goed. Dankie Here dat ek die koninkryk kon sien kom in 'n kleinkind wat ek so liefhet. My eie vrou hoor my beter, want sy het 'n gehoorstukkie gaan kry. Dankie Here dat u koninkryk gekom het. Dankie dat ek die koninkryk mag soek. Want u is wie u is. U het gekom nie om te vernietig nie, maar om heel te maak. En toe sê my ou kollega eendag in 'n preek toe ons studenteleraars is, preek Kobus Venter vir 2500 studente wat ons voorreg was in daai tyd. En Kobus sluit sy preek af met hierdie unieke sin. Niemand is te stikkend vir die timmerman van Nasaret nie. Is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Mag NG Waterkloof vreugde vind in die Jesus manier van die soek van die koninkryk. En daarom sommer net samevattend.
Isaac Du Plessis sê wat 'n proefskrif geskryf het oor die evangelie. Dis eintlik maar die antwoord op die vraag: wie is hierdie man tog? Mag ek en jy lewenslang ontdek dat hy is die een wat heel maak. En hy is die een wat my raak sien. Salig is jy as jy dit weet. En hy is die een wat 'n heelgemaakte Malanel en 'n heelgemaakte inskakel by die koms van sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat U so van kleins af besig is met U heelmakende werk in ons lewens. Dankie dat U vir ons daai verbondsteken gegee het, dat U ons liefhet en dat U nooit sal ophou om te vorm aan ons nie. Gaan asseblief daarmee voort. Verstel die manier waarop ons kyk na U. Help ons om U te sien as die Jesus wat die skrifte aan ons openbaar. Om U te volg en om 'n navolging van U te help heelmaak. Baie dankie vir elke geneesheer in hierdie land. Baie dankie vir elkeen wat vandag iemand versorg in 'n hospitaal of 'n ander te huis. Dankie Here vir almal wie se oë oopgegaan het vir die mense wat nie raak gesien is nie. Leer ons Here Jesus om U agterna te kyk en hulle te sien en te hoor. Ons bid vir mekaar. Ons bid vir 'n land wat ons liefhet. Sal U dan nie genadiglik dat U koninkryk kom deur elke Christen uit watter taalgroep ook al wat iewers in leierskap sit, sal U dan nie gee dat U koninkryk kom deur leiers wat die Here Jesus volg. Dit bid ons vir onsself. Dink aan hulle wat siek is in ons midde, aan hulle wat vreugde belewe. Mag ons vanmôre in die taal van die Onse Vader gebed bid. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.
Dit word mos nou redelik algemeen aanvaar dat hierdie lied die leefwyse, ekskuus, Martin, ek het nie gesien, jy is nog weer terug nie, van Franciscus van Assisi saamvat, wat bekend staan as sou hy gesê het dat gaan verkondig die evangelie, as dit nodig is, gebruik woorde. Nou, dis te betwyfel of hy dit letterlik so gesê het, maar almal aanvaar, ek het nou onlangs nog weer in 'n biblioteek daaroor 'n bietjie kon sit en navorsing doen, dat sy lewe was so in hierdie stelling ingebou, dat hy kon dit inderdaad net sowel so gesê het. Ons gaan 2 liedere sing, hierdie is die eerste. Broers en susters, dit is maar hoe ons deelneem aan die koms van die koninkryk. Die 284. Dankie, Rina. Ons liedboek 'n aanbiddingslied aan die Here Jesus. En ek weet dat soveel van ons, dalk elkeen van ons, hom wil sien soos die Bybel hom aan ons bekend maak. Hy is die een, hy is die ek is, wat God na ons toe gestuur het. Kom ons aanbid hom met die 3 strofes van hierdie pragtige lied.
Gemeente, weet dat God saam met ons gaan wanneer ons in hierdie week help heel maak en die koninkryk sien kom. Die genade van die Here, Jesus die Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u.